sê dat julle hier is. Dit is nie 'n lekker werk om mense te verwelkom by 'n diens soos hierdie nie, maar ons wil sê welkom en dankie aan almal wat ver gereis het en vir almal wat moeite gemaak het om hier te wees. Ons wil graag 'n geleentheid bied vir diegene wat wil 'n laaste eerbetoning kom doen, om asseblief na vore te kom. Ons gaan 'n rosie of so hê om te kom 'n besigtiging doen en dan 'n rosie in die kus te plaas vir die wat voel hulle wil daai laaste eerbetoning doen. So ons gaan dit wag op die ondernemer om net dit reg te kry. Ek dink leer ons gaan dalk voortgaan met die openingsgebed en dan kan ons hulle die geleentheid begin om die laaste eerbetoning te kom doen. Kom ons sluit ons oor vir gebed. Ons getroue Hemelse Vader, dit is 'n hartseer dag vir ons. En Vader, ek bid dat U baie na aan die Johnson gesin sal wees. Vader, soos ons vandag gekom het as familie en vriende om ons laaste eerbetoon te kom wys aan Patrick, bid ons Vader dat U woord die fokuspunt vandag sal wees. Dat U belofte van U wederkoms ons hoop vandag sal wees. En ek bid Vader dat ons sal krag bid vandag vanuit U woord. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek is tereggewys dat die eerbetoning net 'n besigtiging gaan wees en dan op pad uit die kerk uit van die familie die rooster kom insit. So die wat wil 'n besigtiging kom deelneem, nou is julle kans asseblief. Ons gaan so 5 minute daarvoor gee. Dankie.
leraar Eddie Bron om die diens waar te neem. Dankie dat leraar so ver gereis het om die te lees vir die dag. Ons weer en baie vir die familie en die geliefdes van Patrick. Johnson familie en vooral vir Elder en Roscoe, Ron, Colin, Alison. Ek weet dit is 'n moeilike dag gewees. Ek probeer ook nog by die plek kom om te besef die werklikheid en die realiteit. Patrick nie meer saam met ons is. 2 weke gelede het ek in 'n tyd saam gedeel, sake sitting, by ons op oorslaap, ek in 'n kamer gedeel. En dus ek vir Elder vertel het, Patrick kon baie gesels. en ek weet die Sabbatoggend, Vrydag aand laat, toe ek vir hom gesê, Patrick, as ek aan die slaap raak onder jou gesprek, dan moet jy my maar vergewe, maar ek kan my oor nie meer open nie. Want toe Patrick kan nou dit gesels. Maar vir u wat vir Patrick geken het, u weet dat hy was 'n man vol energie. En hy het altyd iets te sê gehad. So, ek weet dat ek gaan nog baie mis as 'n vriend. En dit is ook hy wat seker gemaak het dat ek elke jaar ten minste 1 keer 'n naweek Polokwane toe kom. Die boodskap wat ek u wil deel van môre en veral vir die familie is getitel My hart brand in my. My skriftuurlesing kom uit 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Ek wil tog net 'n versoek kry dat as daar enige een is wat nie Afrikaans verstaan nie, dat u miskien langs iemand sit wie vir u kan help vertaal, want ek is spesifiek gevra om die diens in Afrikaans te doen. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Of julle moet vergeefs geglo het, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. En dan het ek so 'n paar woorde bygevoeg, wat ons uit die Engelse vertaling, die International Standard Version kry. En hy lewe nog. Die dag was gevul met emosionele onrus. Eers was dit die vroue wat na die graf gegaan het om die liggaam van Jesus te salf. Toe hulle in die vroeë oggendure by die graf aankom, vind hulle die graf oop en leeg. Die engele wat hulle by die leë graf teekom, sê vir hulle om die disippels te gaan vertel. Petrus en Johannes kom toe om te sien wat aangaan en vind die graf leeg, soos aan hulle vertel is. Toe Maria later vir die disippels sê dat sy Jesus gesien het, wou hulle haar nie glo nie. Vrydag is hy gekruisig, oorlede en begrawe. Sondag is hy weg. Dit kan ons nie wees nie.
Volgens hulle is daar begrafnisrituele wat hulle nie eers kon voltooi nie. Die een wie hulle geglo het, sou Israel verlos van Romeinse onderdrukking en tirannie. Hy was weg. Hulle leermeester en beraader, hy was weg. Hulle vriend en metgesel, hy was weg. Diegene wat die vorige week vir die Pasga in Jerusalem aangekom het nie verwag om sulke ontmoedigende gebeure te beleef nie. Die Pasga naweek en so die Sondag loop nou na 'n einde. Dit het laat geword en tyd om terug huis toe te reis. 2 mans, 2 van Jesus se volgelinge en ernstige gelowiges in hom, wat ook na Jerusalem gegaan het om die Pasga te vier, stap die ongeveer 12 kilometer van Jerusalem af terug huis toe, na Emmaus. Die gebeure van die naweek en veral die onverklaarbare gebeure van die dag het hulle verward, moedeloos, hartseer, ellendig, angstig en emosioneel uitgeput gelaat. Hierdie hoop dat Jesus hulle verlosser van Romeinse onderdrukking sou wees, is nou verpletter. Hulle geloof in Jesus is verpletter. Terwyl hulle loop en met mekaar praat oor al hierdie dinge wat plaasgevind het, die verhoor, die kruisiging en die vermiste liggaam, terwyl hulle probeer sin maak van wat gebeur het, sluit 'n vreemdeling by hulle aan en loop saam met hulle. Maar weens hulle mismoedige, emosionele toestand, het hulle nie besef dat die vreemdeling Jesus self was nie. Hy vra hulle, wat bespreek julle? Hulle het dadelik stilgestaan en met 'n somber blik antwoord een van hulle, Kleopas, is jy die enigste besoeker aan Jerusalem, wat nie weet wat die afgelope paar dae daar gebeur het nie? Jesus vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord, die gebeure waarby Jesus van Nasaret, die profeet, betrokke was, wat magtige dinge voor God en die hele volk gedoen het, oor hoe die hoëpriesters en leiers hom oorgegee het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig. Hoe het ons gehoop dat hy die een sou wees wat Israel sou verlos? Vandag het sommige van die vroue ons laat skrik oor wat hulle vir ons vertel het. Hulle was vroeg vanoggend by die graf, maar hulle het nie sy liggaam daar gevind nie. Hoe hulle 'n visioen van engele gesien het, wie vir hulle gesê het dat hy lewe. Toe het sommige van diegene wat saam met ons was, na die graf gegaan en dit gevind, net soos die vrou gesê het. Toe sê Jesus vir hulle, o, hoe dwaas is julle, hoe traag is julle om alles te glo wat die profete gesê het. Die Messias moes hierdie dinge lei en dan in sy heerlikheid ingaan. Nie waar nie? Toe begin Jesus met Moses en al die profete en verduidelik al die gedeeltes van die skrif wat na homself verwys. Toe hulle na by hul dorpie kom, het hulle hom sterk aangespoor om by hulle te bly, want dit was amper aan en die daglig was amper weg. Hy het hulle uitnodiging aanvaar en hulle huis binne gegaan om by hulle te bly. Terwyl hulle aan tafel sit, het Jesus brood geneem, dit geseën, in stukke gebreek en vir hulle gegee. Eers toe gaan hulle oë oop en hulle weet wie hy is. Maar hy het uit hulle oë verdwyn. Toe vra hulle mekaar, het ons harte nie in ons bly brand, terwyl hy met ons op die pad gepraat en die skrif aan ons verduidelik. Hulle het dadelik opgestaan en teruggehaas na Jerusalem
waar hulle die disippels gevind het en hulle vertel het wat hulle so pas met Jesus beleef het. Watter vertroosting kan ons vind uit ons oefen in hierdie interaksie tussen Christus en hierdie twee mens? Terwyl Christus met hom wandel, het hy na hulle gesprek geluister, waar hulle probeer sin maak van die naweekse gebeure. Hy het gesien hoe hulle hul hartseer en droefheid nie in bedwang kon hou nie. Hy vra hulle toe, waarvan praat julle wat jou so hartseer maak? Toe hy hulle hartseer teleurstelling deur bewende lippe hoor, het hy geweet dat hulle harte in liefde met hom verbind was, en hy het verlang om hulle te vertroos. Hy het verlang om hulle trane af te vee, en hulle met vreugde en blydskap te vul. Maar hy moet eers vir hulle lesse gee, wat hulle nooit sal vergeet nie. Hulle het vergeet, geliefdes, dat Jesus gesê het, na 3 dae sal ek opstaan. En daarom gee Jesus vir hulle 'n Bybelstudie, om hulle te herinner aan wie hy is, en om hoop terug te bring aan hul moederlose siele. Die disippels het gewonder wie hierdie vreemdeling kon wees, wie tot hulle siele kon binnendring, en met soveel ernstigheid en simpatie, en met soveel hoopvolheid kon praat. En hulle harte het begin klop van vreugdevolle verwagting. Christus het geen wonderwerk gedoen om hulle te oortuig nie, maar dit was sy eerste werk om die skrif aan hulle te verduidelik. Christus waardeer die skrif so hoog dat hy op 'n tyd gesê het, as hulle Moses en die profete nie hoor nie, sal hulle ook nie oortuig word nie, al het een uit die dood opgestaan. Lukas 16 vers 31. U sien, familie en vriende, dit is die stem van Christus wat in die Ou Testament so duidelik soos in die Nuwe Testament tot ons spreek. En in hierdie toespraak maak Christus hulle gedagtes oop, sodat hulle die skrif kan verstaan. Want hierdie skrifgedeeltes is woorde van lewe en sekerheid wat na ons kom reg van die Verlosser se lippe. Dit is wat die Bybel is, die woord van die lewende God. Met Sessie Nami, so 2 weke gelede, het ek in Patrick 'n kamer gedeel. Tot middernag het Patrick my wakker gehou. Sy hart het oorgeword. Ek het geen twyfel gehad van sy liefde vir God en sy liefde vir God se kerk. Hy was lief vir hierdie gemeente. Julle was op sy hart en op sy lippe. Gisteroggend het Alison vir my haar pa se laaste preek wat hy aangewerk het, gestuur. Die titel van die preek is, Wat as ek tot sterwe kom? In sy preek praat hy van die sekerheid van die dood, en dat ons enigste versekering is, dat ons name in die boek van die lewe geskryf sal wees. Dat Jesus ons enigste hoop is. Soos ek deur Patrick se preek gegaan het, is ek meer as oortuig dat Patrick het die Here nie net gehoor nie, maar sy woorde was Patrick se hoop en vertroosting. Nou slaap Patrick in sy hoop en anker. Hy slaap in Jesus, soos Johannes hoofstuk 11 vers 11 tot 14 ons sê. Tot daardie dag, wanneer die Here Jesus self sal kom, soos Matteus 24 vers 30 en 31 ons sê, en hom uit sy slaap sal wakker roep, soos Job 14 vers 10 tot 12 ons sê. Dit is die woord wat vir Patrick vertroosting en hoop gebring het. Dit is die woord wat hy aanvaar het as reg van die lippe van God. Dit is die woord wat sy lewe gerig het. As die disippels versuim het om hulle uitnodiging af te dwing, sou hulle nie geweet het
dat hulle reisgenoot en opgestane Here was nie, wat saam met hulle gewandel het nie. Christus dwing nooit sy geselskap op enigiemand af nie. Hy interesseer homself in diegene wat hom nodig het. Met graagte sal hy die nederigste huis binnegaan en die nederigste hart bemoedig. Maar as mense te onverskillig is om aan die hemelse gas te dink, of om te vra om by hulle te bly, gaan hy verby. Baie lei is groot verlies. Hulle ken Christus net so min as die disippels toe hy saam met hulle langs die pad van Emmaus gewandel het. Ek het Patrick in die middel 90's ontmoet, toe ek die predikant in Appington was. Net voor hy verhuis het na Namakoland, waar ek eintlik gebly het, het hy ook vir 'n paar maande by my in die huis thuis gegaan. In daardie tyd was Patrick nog nie 'n 97 nie. Maar met ons kuier hier in Polokwane, onthou ek hoe Patrick my eendag vertel het, hoe hy by sy besluit gekom het, wat hom daai besluit laat maak het, om die Here te volg deur die doop. Dit was 'n doopdiens wat deur Leraar Roos in Namakoland in die Oranje rivier gehou was. En hy sê, toe hy sien hoe daardie mense, daardie Namakolanders, hulle harte vreugdevol aan die Here oorgee, het hy homself gevra, ek die hierdie waarheid so veel langer as hulle ken. Wat verroep. En van daardie oomblik af, wat Patrick ja vir God gesê, het hy altyd naby aan sy verlosser gehad. Daar was tye wat Patrick my geplaag met baie vrae. Na Patrick Christus in sy lewe genooi, het Patrick oral waar hy kom, onbevind het, vir die Here diensbaar gemaak. Hy was nie perfek nie, maar hy het sy God lief gehad, en hy was lief vir God se kerk. Hy het 'n sterk oortuiging gehad van God se roeping op sy lewe. En hoewel dit nie maklik was nie, kon hy nie sy rug draai op God se beroep tot diens nie. Soos hierdie twee mans Christus genooi om by hulle te bly, was dit Patrick se begeerte om Christus sy konstante metgesel op sy lewensreis te hê. Ek glo dat net soos Christus sy teenwoordigheid die Emmaus reisgangers sy hartseer hart laat herleef het deur 'n brandende vuur in hulle te word, hy Patrick se hart so lank herleef het. Die psalmdigter maak dit so glashelder dat God net op ons wag. Psalm 138 vers 3 sê, toe ek roep, antwoord U my. Toe hulle Christus herken het, dis nou die Emmausgangers, vind ons dat hulle hartseer, moegheid en honger weg is. Hulle laat hom altyd los, en op vreugde vertrek, en vol vreugde vertrek hulle dadelik, weer op dieselfde pad, waarlangs hulle gekom het. Haastig om die tyding van die disippels in die stad te vertel. In sommige dele is die pad nie veilig nie, maar hulle klim oor die steil plekke en gly op die gladde rotse. Hulle sien, hulle weet nie, dat hulle die beskerming het van hom wat saam met hulle die pad gereis het. Met hom pelgrimsstaf in die hand, druk hulle voort en begeer om vinniger te gaan as wat hulle waag. Hulle verloor hul spoor, maar vind dit weer. Soms hardloop, soms struikel, druk hulle vorentoe. 'n onsigbare metgesel naby hulle die hele pad. Die nag is donker, maar die son van die geregtigheid skyn op hulle harte. Hulle harte spring van vreugde. Dit lyk asof hulle in 'n nuwe wêreld is. Christus is 'n lewende verlosser. Hulle treur nie meer oor hom wat dood is nie. Christus opgestaan. Oor en oor herhaal hulle dit. Dit is die boodskap
boodskap wat hulle aan die bedroefdes oordra. Hulle moet die wonderlike verhaal van die stap na Emmaus vertel. Hulle moet vertel wie by hulle aangesluit het. Hulle dra die grootste boodskap wat ooit aan die wêreld gegee is. 'n Boodskap van blye tyding, waarvan die hoop van die mensdom vir tyd en vir ewigheid afhang. Patrick se hart het oorgeloop, want die Here het so 'n verskil in sy lewe kom maak. In 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 18 lees ons, as ons nou verkondig dat die Messias uit die dood opgewek is, hoe kan sommige van julle aanhou beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, dan is die Messias nie opgewek nie. En as die Messias nie opgewek is nie, dan beteken ons boodskap niks en jou geloof is niks. Daarbenewens word gevind dat ons valse getuies van God is, omdat ons namens God getuig en dat hy die Messias opgewek het, wat hy nie opgewek het, as dit waar is, dat die dooies nie opgewek word nie. Want as die dooies nie opgewek word nie, dan is die Messias nie opgewek nie. En as die Messias nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog steeds gevange deur julle sondes. Ja, selfs die wat gesterf het, omdat hulle in die Messias geglo het, is verloor. En ek is bly, geliefdes, om met u te deel, dat dit is die geloof en die oortuiging wat Patrick aan vasthou en geleef het, en waarin hy gesterf het. Ek kan vanoggend preek van die opstanding van diegene wat in Christus lag. Ek kan vanoggend van die opstanding preek aan harte gevul met droefheid, omdat Christus dood was, maar opgewek is en lewe. En sy opstanding is die versekering van Patrick se opstanding en van my en jou opstanding. Ek en jy kan spring van vreugde, soos die 2 manne van Emmaus, ons Jesus lewe. Ek kan my vertroue in hom stel. Hy is nie 'n dooie Jesus nie. Ek is so bly dat ek geweet het dat Patrick Johnson hom die lewende Jesus genooi het om in sy lewe te bly. Omdat Jesus opgewek is, familie en vriende, kan ons uitsien na daardie dag, wanneer ons saam met Patrick op die see van glas kan staan en die lied van Jesus en van Moses en die lam kan sing. Het jy opgemerk, werk ek in die woord kan gebruik? Ja, familie en vriende. Want ons sal net daar saam met ons staan, as ons doen wat hy gedoen het. Nooi Jesus om te bly. Roscoe, Grant, Corbin, Allison, julle paart altyd liefdevol van julle gepraat. Hy was trots op julle. Watter vreugde sal dit vir hom wees, wanneer julle saam met julle maak, Jesus saam met hom op daardie wonderlike oggend, wat hy voorgelet het. Amen. Maar dankie, leraar, vir daai woorde. Ek gaan vra dat ons sommer sit en saam sing, verlos, hoe lieflik die boodskap. Yeah.
Dit is vir my 'n baie groot voorreg om hierdie bilderbeeld te kan doen. My naam is François, ek is getroud met Patrick se jongste sussie. Patrick Ivan Johnson was gebore op 25 September 1955 in die Noord-Kaap op 'n klein dorpie genaamd Van Wyksvlei. Hy is skielik oorlede op Dinsdag 11 November hier in Polokwane op die ouderdom van 70 jaar. Patrick was een van 8 kinders, 2 seuns en 6 dogters, van Carl en Catherine Johnson, waarvan slegs 3 sissies nog lewe. Ons het onlangs Patrick se 70ste verjaarsdag by Roscoe, sy seun se huis gevier in Pretoria. En ek onthou dit was 'n vakansiedag. En ons het 'n braaidag gehad. My vrou Ursula, wie Patrick se jongste sussie is, en ons jongste dogter het hom en sy gesin vir ontbyt gevat die volgende dag as sy verjaarsdag. Het hulle vir ontbyt geneem om die dag ekstra spesiaal te maak. Patrick was so dankbaar en vol waardering. Hy was die res van daardie naweek in September bederf. En ons was so bly en geseënd dat ons as familie die bietjie wat daar was, die mylpaal met hom kon deel. Ek wil graag met u Patrick se geskiedenis so 'n neete dop deel. Patrick, nadat Patrick laerskool voltooi het op Van Wyksvlei, het die Johnson gesin getrek na Appington, waar hy matriek by Hoërskool Karel van Heerden voltooi het. Na skool van Patrick na Kaapstad en studeer in die Kaaplandse Opleidingskollege vir vakmanne en kwalifiseer as 'n motorwerktuigkundige en spesialiseer ook as 'n Volkswagen werktuigkundige. Na sy studies ontmoet hy die pragtige Alida van Kraken. En hulle trou in 1981. Uit hierdie huwelik is gebore 4 kinders, 3 seuns en 1 dogter, naamlik Roscoe, Grant, Corbin en Allison. Patrick se loopbaan as jongman begin in Appington by JP ondernemings. Dit is die plaas wat ek voor Wagner as motorwerktuigkundige begin het. Daarna sy na Port Elizabeth en ook met Virginie. En na 'n paar jaar in Virginie is Patrick terug na Appington toe, waar hy sy posisie by JP, by Joe's Garage, ervat, want JP ondernemings het Joe's geword. Daar het hy sy staal gewys as motorwerktuigkundige en glo my, Patrick was baie populair, omdat hy so 'n goeie motorwerktuigkundige was. Ek as jong seun kan onthou hoe hy altyd met pa gelaat het om my stukkende Volkswagen Passat van hom. Ek kan het reg onthou. Patrick se werk was so uitstekend by Joe's dat hy later bevorder is tot diensbestuurder. Dis nou wat ons ken as 'n service manager. Hy het vir baie jare daar gewerk, totdat Volkswagen handelaar in Springbok na Makolan hom 'n offer gemaak het in 1997. Voordat Patrick deur Volkswagen handelaar in Springbok genader is, het Patrick ook 'n aanbod gekry by die Duitsers, want die Duitsers het baie karre getoets in Appington. En hulle het geweet dat hy wil gaan. En hulle het hom 'n aanbod gemaak om Duitsland toe te kom en daar sy gesin te vestig en daar te kom werk. Maar hy het dit van die hand gewys, omdat hy Suid-Afrika gekies het en ook sy trotse Springbok
naam gekies het. In dieselfde jaar word hy gedoop deur leraar Norman Hyland en in Springbok word leraar Eddie en Alison Baron sy mentors. Lindsay Seker, 'n volkswagenhandelaar in Welkom in die Vrystaat, het hom toe genader en daar het hy ook diep spore getrap. Hy het byvoorbeeld in 2002 die prys as beste service manager gewen. En die prys was 'n toer vir hy en sy vrou na Dubai, Turkye, Griekeland en Istanbul. Patrick stop egter nie daar met goeie diens nie en wen het weer in 2006. En hy en Alida besoek toe weer Rome en Venesië in Italië. En toe dan dit sien, toe nog, ek is die eerste in die familie was gegaan. Hy was gereeds daar. En ek ben voorgestel. In 2010 nader Polokwane Volkswagen Odeon. En hy werk daar tot en met sy aftrede. Na sy aftrede maak Patrick die kerk, spesifiek die 7de dag Adventiste kerk, sy werkplek. Hy het gelewe vir sy God. Hy het ook baie vir arme gemeenskappe gedoen, deur die kerk met hul voedingsskemas en sovoorts. Vir die familie en ook kennisse was hy 'n groot inspirasie. Hy sou altyd in sy pad gaan om ander te help. Ek sê altyd, as jy in die pad staan en moeilikheid het, en dit maak nie saak waar jy staan, jy kan in Britstam staan, jy kan op Pofvader staan, maak nie saak waar, en jy bel vir Patrick. Het ons eers probeer om die kar op die foon recht te kry, of as jy sonder brandstof staan. As ons nie kon recht kry, of as die brandstof het nie, het Patrick iemand geken om te bel, by die Canada. Dit is die man wat ons vandag begrawe. Hierdie man het vir sy gesin geleef. Julle sien, as jy goeie bande opbou met mense, maak jy deel vir jou kinders, en ek glo hy dit te doen. Dit is 'n Patrick wat ek geken het. Godsman, 'n kerkman, 'n gesinsman, 'n man met integriteit, 'n man wat met almal oorgekom het, 'n man wat sy eksterne familie ook ondersteun het. Maar hy het almal ondersteun sonder om sy eie gesin af te skiet. Oral waar hy gegaan het hy diep spore getrap. Hy kon met vreemde mense geselskap aanvoer. En as ek hom vra, Patrick, wie is die? Dan sal hy vir my sê, ek ken nie die man nie, maar ons het dan nog baie lekker gesels. En dit is die Patrick wat ek ken. Sy laaste opskrif, soos leraar nog gesê het, was, wat as ek tot sterwe kom? Wat is ons tot sterwe kom? En dit is vir my so dat Patrick het daar geweet, sy tyd is min. Ek wil graag die kerk en almal bedank vir ons skole dat ek hier kon staan. Het is regtig 'n besonderse voorreg om te kon doen wat ek hier doen. Rus en vrede so aan. Ons sal ons baie dankie. Baie dankie vir daai lewensskets. Ek dink Patrick is definitief diep spore in almal se lewens getrap. Ek dink ek ken hom nie so lank soos meerderheid van julle nie, maar in daai kort tydjie het hy so groot indruk nagelaat. Ek gaan vra vir Henny Meyer om die brief te lees asseblief. Baie dankie. Môre. Ons vra die Oscar om sy brief
en sy pa om voor te lees. Vir my vriend, aan my pa. My pa was 'n baie streng en ferm mens. As jong seun was hy sy skaduwee. En ek het wel saam met hom beweeg. Ek het saam met hom karre gewerk en onder karre gelê. My plek was altyd aan sy sy. My pa se hele lewe was om sy gesin bo hom te plaas. Hy het nooit iets vir homself gedoen of gekoop nie. My ma, ek, my broers en my suster was sy as. Ons was nie ryk met geld nie, maar skatryk en liefde vir my pa, van my pa en ma. Hy was vir my ma so lief en altyd besorg oor haar welstand en gesondheid. Hy was ook op elkeen van sy kinders so trots en het altyd gewys hoe belangrik ons vir hom was. Hy was altyd 'n voorbeeld vir ons in ons godsdienst en het uit sy pad gegaan om ander te help waar hy kon. Ons het vir hom kwaad geword omdat hy, ons is soms vir hom kwaad geword omdat hy ander mense help terwyl hy nie aan homself dink nie. Maar sy woord was altyd, ek doen dit vir julle, my kinders, sodat julle eendag die liefde van ander mense kan ervaar. Dit is eers nou, na sy afsterwe, dat ons dit werklik besef wat hy bedoel het. Die warmte, dat ons nou ervaar, die mense wat aanbied om te help, die kospakkies, die boodskappe, die kuier by ons huis in hierdie moeilike tyd, wys vir ons die diepe spore wat my pa vir ons geloop het. Op 25 September vanjaar, op sy 70ste verjaarsdag, was hulle Pretoria by my. Dit was vir my voorreg om hom 'n partytjie te gee. Hy was so gelukkig en dit opreg geniet. Hy het nooit daarvan gehou om die middelpunt te wees nie, en hy was altyd skaam vir foto's van hom. Ek, my broers en my suster het gesels, en daar was nog baie dinge wat hy wou doen, maar dit was nie vir hom bedoel nie. Die aand voor sy sterwe het hy my gebel en gesê, ek sal okay wees, Oscar, gee my 2 dae, dan is ek reg. Ek gaan dit mis, om jou oor naweek te bel en net te gesels, as ek jou stem net nog 1 keer kan hoor. Sy lewe het 'n merkwaardige indruk op ons almal gemaak. Hy het ons geleer wat dit beteken om lief te hê, om te gee en om ander voorop te stel, en om opreg en diep lief te wees vir Jesus. Die waardes wat hy ons meegegee het, sal vir altyd by ons bly, en ons sal hom altyd onthou met liefde, respek en dankbaarheid. En ons wil die laaste woorde aan sy pa. Ek het dit nie genoeg gesê nie, maar ek was baie lief vir jou daddy, en ek sal jou stem vir ewig mis. Jy was, is en sal altyd na alles wees. Dis sag, my pa, liefde, jy sien wat ons wil. Kom ons sing saam van lied 110, wanneer ek tot hom roep. Baie mooi woorde, wanneer ek tot hom roep.
sit. Ek is gevra om die bedankings te doen en was 'n redelike lysie, so kom ons begin. So ons sê dankie aan Jacques en sy span by Mosaic Funeral Group wat die begrafnisreëlings help tref het. Ons waardeer die moeite daar. Leraar Baron en Sister Elise, dankie dat julle deurgekom het en ook vir die begrafnisdiens uitbrei. Dit was 'n merkwaardige diens. Dankie daarvoor. Ons wil sê dankie aan Pietersburg Stad, Sint-Agustus gemeente, sowel as Leraar Corrie, en dis ongemaklik om te sê vir myself ook, maar ek lees hom net so, vir die ondersteuning en gebede deur die moeilike tyd. Ons wil sê dankie aan die paramedici wat kom help het by die huis. Dankie daarvoor. Aan al die familie en vriende wat gekom het van ver en naby. Dankie vir die boodskappe en die oproepe. Dit word waardeer. Dankie vir almal wat kos help bring het die afgelope rukkie, die maaltye, dit word ook waardeer. En dan die wat vandag gehelp het met die verversings na die tyd, baie dankie aan die kerkraad vir die gebruik van die kerkgebou. Ons wil sê dankie aan die musiek, aan die Helna en dan ook so die mense daar agter met die klank en die projekte, dit word ook waardeer. Almal wat vandag gekom het van ver en naby om te ondersteun, en ook so vir die laaste afskeid, en dan natuurlik die vriende en familie wat van ver af gekom het, dankie daarvoor ook. En dan is ons ook net as bewys van Patrick se diep spore, dankie aan die predikante wat kom ondersteun het. Ek dink weer eens die Baron wat gekom het van ver af, want ons Leraar Howard in Afrika en Leraar Hall, dit is merkwaardig dat julle gekom het van ver af. Asseblief reis veilig terug en dankie dat julle ook hier was om net te kom 'n finale eerbetoning te doen. Dan is ek gevra om te vra dat ons net sit en sal bly voordat ons afsluit met gebed. Daar is 'n PowerPoint presentation wat ons net wil speel. So julle kan julle aandag trek na die skerm toe en net kyk waar ons om te wys. Baie dankie.
Baie dankie vir daai mooi oomblikke tyd. Ek gaan vra dat ons sal saam staan terwyl ons afsluitende gebed en dan ons woord gaan vandag. Ons staan saam en stel ons gebed. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te bid tot U en te vra dat U in 'n besonder sal wees met die Johnson familie. Vader, ons weet dat U nie alleenlik die verlosser, die saligmaker is nie. Ons weet dat U nie alleenlik die skepper is nie, maar U is ook so die trooster. En Here, ons bid dat U sal intree en naby sal wees aan almal wat vandag bewoe, hartseer en selfs oorweldig voel. Here, die verlange, die leemte in die hart, dit voel soms te veel vir ons om te verdra. En Vader, maak nie saak hoe lank ons Patrick geken het nie, maak nie saak hoeveel tyd ons met ons spandeer het nie, die spore is daar, die nalatenskap is daar. En ons wil in daai selfde ywerigheid en vurigheid wat hy gehad het vir U, wil ons kan voortgaan in die liefde uitleef. Hemelvader, die voorbeeld wat hy nagelaat het, is een wat in ons lewens echo. En ek wil vra dat U asseblief ons sal gebruik wat hom geken het. En daai vriendelikheid, behulpsaamheid, sagmoedigheid, opregtheid, integriteit sal uitleef in ons daaglikse lewe. Vader God, ons wil sy herinnering ook net gedenk en vier. En sê dankie dat ons hom kon ken. Dankie dat ons kon deel vorm van sy lewe. Vader, dankie dat ons kan weet dat ons het 'n hoop, 'n salige hoop van Jesus wat gaan kom. En Here, ons glo met ons hele hart en siel dat Patrick gaan reg wees. Mag ons lewe so leef dat ons ook kan reg wees wanneer Jesus in die wolk kom. Sodat ons nie net met hom tegemoet kan gaan, maar ook so met ons God. Dat ons in ewigheid kan leef, waar daar nie trane of hartseer of dood gaan wees nie. Maar tot daai dag, Here, hou ons getrou en hou ons lief in U. Is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan vra dat die slippedraers na vore kom. Dit is Rasko, Grant, Corbin, Solly, Glyson en Nikki. As julle asseblief na vore kan kom en dan terwyl ons uitstap, dan kan jy daai lied speel. Ons gaan voor die familie agteraan staan, dat julle die liedjies kan neerlê asseblief voor die res die mense. Baie dankie. Vriendelike herinnering daar vir fashion synergie gemeenskap kan jy daar agter gaan wees as jy graag wil bly en net 'n bietjie meer lyn met die familie doen. Dankie.